Seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ek groet die elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar hy saam met my, Andries Besuit nou kuier, by Jesus doen dit weer, waar ons mekaar stig en waar ons mekaar bemoedig, waar ons werklik vir mekaar intree, dat ons werklik God die Vader sal nader in gebed, om vir ons geliefdes te behoed, te bewaar en te beskerm. Ons gaan aan vandag verder met ons boeta Pieter, met die ongeluk wat hy en sy dogter, en dan ook die bure se kinders was, en waar die Here vir hulle beskerm het. So, geniet dit saam met ons, en ons vra dat u sal bly biddend wees vir u boeties en sissies, vir elke een van u herders, pare, jy weet, is so maklik dat ons net vir 'n pastoor wil bid, of vir 'n dominee, maar ons vergeet van sy gesin. Dit is so belangrik, want hulle is, dit alles waarom het draai, is vir daai herder, hy is die huispriester ook van daai gesin, en dit is so belangrik om vir die herderspare en hulle gesinne in te tree. Pieter, weer eens, baie dankie. Dankie dat jy vroeg vanoggend al hier was om te kom getuig. Ek wil jy moet so 'n bietjie meer vertel, wat het jou toe oorgekom, liggaamlik, met die ongeluk? Wel, die groot besering wat ek opgedoen het, was my knie en my been, net onder die knie, so te sê, onder die soos hulle sê, kniekop. Hy het daar gebreek, 5 plekke, en my been, die groot been, hy was in 4 plekke gebreek. Die onderste gedeelte? Die onderste gedeelte. Ek het plate en skroewe in hom, ek het 12 skroewe en plate in my been en knie om alles weer recht te hou. My skedel, my kop was ook lelik gestamp gewees. Die dokters het gesê dat ek was, so te sê, skudding aangedoen, hartsingskudding aangedoen en hy. Maar hulle het bevestig, alles is normaal. My skouers was heeltemal, my gewrigte was baie seer. Ek het vingers gehad wat gebreek was, wat nou weer normaal werk. En baie mense wat, so te sê, om anders die foto's sien van hoe die kar lyk en die ongeluk, is like, hulle vra, is hy dood? Of as hulle sien en hulle vra hulle vir my, jy is lewendig? Sê ek, ja, ek is nie dood nie, ek is lewendig, because God het gesê as hy my tyd het. En God het vir my gesê, nou gaan jy vir die wêreld en vir mense wys hoe kragtig ek regtig is. Wow. En wat ek eintlik in staat is om te doen. My liggaam herstel teen, evenals die dokters is verbaas hoe vinnig ek herstel. Want baie mense het gedink ek gaan maande wees wat ek kan loop, maar vandag is eintlik die derde maand van die ongeluk wat het gebeur het. En na 'n maand en 'n half is ek terug by die werk. Ek het myself werk toe gery. Baie mense vra hoe, ek sê wel, ek ry soos almal ry. En God gee my die krag. God het vir my herstel en God is nog altyd besig. En die manier hoe God my herstel is, het verbaas almal. Ek het ook al gesê, ek is, dink miskien, ek sê nee, alle eer aan God. Amen. Ek weet dit is hy wat werk saam met my en hy, God is besig om vir almal te sê, laat ek julle gou wys. Soos die mense altyd sal sê, as hulle grappe maak van, ja, ek kan dit beter doen en dit, en sal hulle sê, soos die grappie sal gaan is, wag, hou gaan my koeldrank, laat ek gewoon net gaan. God is besig om vir mense te wys om. Die is hoekom julle vir my moet vertrou, en die is hoekom julle vir my, so te sê nie, but trust in me. Pieter, sê gou vir my, hoe lank was jy in die hospitaal? Ek was, so te sê, amper 2 weke.
was ek in die hospitaal in. Bonita, die tweede dag na die ongeluk, het hulle geopereer op my. En toe Bonita by my kom, toe was ek besig om rond te loop op Kirke. 'n uur nadat hulle opereer het op my. Want ek kan nie eintlik maklik van dit onthou nie. Maar soos sy sê, die morfine en die medikasie het vir my so teen mekaar gemaak. Want my seun Tyler, hy het getrou die Sondag, die 26ste. En ek het aangedring om by sy troue te wees. Hoe lank na die ongeluk was dit? Dit is, wel, die ongeluk het die Woensdag gebeur en die Sondag sou Tyler trou. So 'n dag na die ongeluk toe was ek op, toe sê ek vir hulle, wel, daar's niks verkeerd met my, ek gaan nou troue toe. En ek het geskree vir die dokters dat ek ontslaan wil word. Die dokters het gesê nee. Ek het aangedring toe die dag voor die troue dat die dokter moet my ontslaan. En die dokter gesê, wel, sien dat ek 'n patiënt is, hy raai dit nie aan nie, maar omdat ek het sterk aandring, hy gaan my ontslaan. Ongelukkig kon ek nie die troue bywoon nie, want die Sondagoggend vroeg die oggend, toe ek wakker skrik, toe was ek in soveel pyn en lyding, dat Bonita, ek het vir haar toe gevra, asseblief, kry 'n ambulans, vat my terug hospitaal toe, want ek is in geen staat. Ek het toe 'n boodskap na Tyler gestuur en hy het my gesê, wel, hy het verwag. Hy het eintlik gewag vir die boodskap om te sê, ek het geweet ek gaan dit nie kan maak nie. Want jou liggaam is nog nie gereed nie, jy is nog nie gereed nie. Het is nie jou wil nie, is God se wil. En dit is toe ek besluit het, wat hy eintlik sê is die waarheid. As jy die wil en wat mense sê nie, het is wat God sê in God se tydberekening, wat jy voor moet wag wanneer hy vir jou sê. Ek sal dit nou laat gebeur saam met jou. Ek was toe vir nog 'n week in die hospitaal en toe ontslaan. Ek wil gou vir jou vra, wat sê die dokter vir jou toe jy terugkom in die hospitaal? Hy het gelag, hy het my so aangekyk en het gesê, I told you you're not ready. Toe sê ek, ja, ek verstaan nou. Ek het hom gesê, moenie so klout, so te sê nie. Maar hy het my toe gesê, van jy is nog gereed en hy. Maar vir die paar dae na die troue het ek begin te bid en ek het gevra, Here, asseblief. Ek kan nie so nie, ek kan nie met die pyn en hy nie, want ek kan nie met my familie wees nie. Asseblief, begin met u werking. Werk in my, sodat mense deur my kan sien hoe God werk. En laat u Heilige Gees saam met my loop, sodat ek kan die mense bewys hoe sterk en hoe kragtig en hoe magtig God regtig is. En ek was ontslaan 5 dae nadat ek weer van die Sondag af, wat ek terug is hospitaal toe. 5 dae later is ek ontslaan. Want toe sê die dokter, hy is heel tevrede. Want hy kon nie verstaan hoekom ek so vinnig begin te herstel het. Toe sê ek vir hom, en ek het vir hom net een ding gesê. It's God se krag. It's all about God. Alles gaan oor God en alles is oor Jesus. En ek het hom gesê, is jy of ek of die medisyne of die pille en nie, is God se krag. En almal wat my na dit gevra het, hoe gaan dit, dan sê ek, met die genade van God en met God se krag in my in, herstel ek vinniger as wat mense dink ek sal herstel. En ek kan onthou, Andries het ook geskrik, tyd Sondag toe ek hier by die kerk instap. Ja. Om te sien, hier stap 'n man in wat so te sê nog in die hospitaal in moet wees. Dit is korrek. En baie mense het gedink, ek gaan van maande in die hospitaal in wees. Maar nog 2 weke nie en ek is ontslaan. Ek was net vir meer as 'n maand by die huis en ek is terug by die werk. En by die werk het ons 'n kliniek wat so te sê die dokter moet vir jou so te sê okay, fine. Jy kan op terugkom by werk toe. Dokter het my ondersoek en gesê, kry niks verkeerd saam met my nie. Ek word so te sê goedgekeur om by die werk weer te wees. So. Maar pyn is nou baie beter? Die pyn is beter. Die een ding wat ek vir Bonita gesê het is altyd, ek vra eintlik vergifnis vir die ouerige mense wat altyd gesê het, as hulle beenpyn of die rug geseer, dit gaan nou onweer raak, dit gaan koud raak en dit gaan reën en storms.
Ek het altyd gedink, die mense praat 'n klompie nonsens. Ag, hoe kan jy op liggaam vir jou sê, het gaan nou so wees. Maar, soos ek gesê het, ek vra vergifnis, want nou met my knie en my been wat so is, nou, ek kan het voel. En nou weet ek, dat is net nie 'n klompie sners wat die mense praat, maar is eintlik iets, ek weet nie, kan het nie so te sê verduidelik, he, maar is net dat het veel sê, het gaan koud wees of het gaan warm wees. Maar ek glo nog altyd, dit is so te sê iets wat God in jou gegee het, 'n gawe, om vir jou te sê net van hoe die weer gaan wees en hoe jou dag sal wees. Ja. Pieter, weet jy, ek wil jou nou heeltemal iets anders vra. Het jy met hierdie hele ongeluk, want ek praat nou uit wat met my gebeur het, soveel meer agting gekry vir mediese personeel, die susters, die verpleegsters, die dokters, hoe min bid ons vir hulle? Weet ek het hulle 'n paar kere het ek dit al genoem op hierdie program van ons, en jy weet, dit is werklik 'n roeping vir die mediese personeel, om, soos jy sê, jy het maar 'n bietjie rof te kere gegaan die eerste paar dae, en daai mense was daar, hulle is kalm, en so maklik wil ons vingers wys oor mediese personeel. Was ons al in hulle skoene? Weet, baie keer voel ek dat daar's 20 pasiënte en daar's, ek sê 4 of 5 verpleegsters of susters, wat jy hulle ook al noem, om na daai hoeveelheid mense om te sien. En dit is die probleem. Jy weet, ons gee te min erkenning vir die mediese personeel wat hulle doen. Ek weet nie, hoe sien jy dit? Hoe kan ek sê, ek is meer dankbaar. Ja, ek sal sê, voor die hele ongeluk en my ervaring met God, jy weet, as jy daar sit in die hospitaal, jy wil nou gehelp word, jy wil nie wag vir 'n uur, maar ek het toe besef dat die is mense wat eintlik hier is om na my om te sien. As ek iets kan doen nie, dan sal hulle vir my help. Hulle is daar om behulpsaam te wees. En ek het begin ervaar dat, ja, ek is dankbaar. Ek is baie dankbaar vir al die dokters, die verpleegsters, die mense wat die ambulance ry en, want die plekke waar, vir al die mense met die ambulance, die plekke wat hulle soms in moet gaan, is nie baie veilig, en baie van hulle word seer gemaak of beroof, vir die plekke wat hulle ingaan. Maar die volgende dag gaan hulle weer terug by die werk. En ek wil net dankie sê dat vir hulle antwoord hulle roeping, wat God op hulle lewe gesit het. En vir die, hoe kan ek sê, die dryf wat hulle het in hulle, om elke dag uit te gaan en om ander mense se behoeftes voor hulle eie lewens te sit. Ek wil net dankie sê aan almal van hulle, want so'n verpleegsters of, soos hulle moes sê, die EMS vir die ambulance mense, op die dokters en so ek gesond kan, hulle sou nie vir my kon help het, om so te sê, om weer op die pad te kom, maar waar God my jou lei nie. Nee, dis hoekom die Here ons elkeen ons uniek gemaak het, nee. Ja. Nie almal kan dokters wees nie. En die Here het dit so beplan dat 'n persoon 'n dokter of 'n verpleegster of so iets moet wees. En daar's baie mense wat nie met bloed kan werk nie. Jy weet, daar's baie mense wat nie in daai werk kan doen nie. As ek weet van hoeveel mense wat Alzheimer's gekry het, en dan kan die familie nie daai persoon versorg nie. Johan Besuitnout hier in die Weskaap het vir jare na sy moeder gekyk wat Alzheimer's gekry het, en hy het net gevoel, hy kan haar versorg, en hy het baie mooi nagekyk, en sy is oorlede nou so meer as 'n jaar terug. Maar dit is so belangrik dat ons ook so mooi met mekaar moet wees. Jy moenie, man en vrou, en ek wil vir iemand daar buite sê, as jy en jou vrou 'n argument gehad het, jy moenie werk toe gaan sonder om vrede te maak nie. Want hoe weet jy? Hier, Pieter, die oggend uit sy huis het gestap, hy en sy dogter, sy vrou het hom totsiens gesê, maar sy het nie, of hy het nie geweet, dit gaan gebeur nie. Maar die kans is so maklik,
dat julle mekaar nie weer sien nie. Ja, dit is waar. Dit is so, en as ek na jou luister, dan besef ek net, weet, die Here het nie net vir jou 'n kans gegee, nie net vir jou dogter 'n kans gegee nie, nie net vir daai 2 kindertjies vir jou kans, maar vir jou hele gesin. Weet, het die Here weer vir jou gesê, vir jou seuns gesê, jou pa is hier. Jy het jou pa nog nodig, jy het nog jou man nodig. En die Here het vir jou werklik 'n kans gegee, Pieter, om en ek wil vir jou sê, moenie ophou om van God, presies soos jy gesê het nou, sy grootheid, sy goedheid, sy genesende krag, wat jou so verskriklik vinnig laat herstel, en hoe positief jy is. Weet, net dit, kom ons gesels gou 'n bietjie oor daai ding, oor positiwiteit. Ja. Vertel ons bietjie hoe jy dit ervaar oor positief en negatief, want ek weet, dit gaan, ek weet toe ek in die ongeluk was Ja. dit 'n ding. Baie mense het gedink dat ek depressief sal wees, of jy weet, ek het skuldig voel oor wat dit is maar deur die genade van God het ek gepraat met hom, ek het gebid en gevra asseblief Here, wys my net asseblief. Dit is nie ek nie, dit is U. Ek oorhandig alles aan U. My lewe, my kinders se lewe, my familie, ek gee alles oor aan U. En van die oomblik af het God vir my gesê, moenie geworried wees nie. Ek is hier. Ek sal na alles omsien. Hy sal na my familie kyk. Hy sal alles doen in sy vermoë wat hy kan. En ek weet hy kan. Want daar's baie kere oom Andries wanneer ek wakker word in die nag. En dan sal ek sê, okay God, jy het nou die persoon op my gesit, dan sal ek opsit in die kooi en ek sal bid. Dan sal ek sê, okay fyn, nou gaan ek weer slaap. Uur later dan ek weer wakker met iemand anders te. Dan sal ek sê, okay God, nou bid ons weer. En aan die oggend skrik ek wakker, dan sê ek my vrou, hey, God het weer gepraat weer, hy was weer besig vandag gewees. So, nou sal ek vir sê, vir wie ek moet gebid het, vir die kinders, of vir iemand by die werk, of miskien is dit haar situasie by die werk, of enige iets, wat God op my hart sit, wat ek voor moet bid. En ek is baie dankbaar daarvoor. Ek is positief, want God maak my positief. Daar is nie 'n if of 'n but. Met God is daar net een manier, en dit is God se manier. Amen. En dit is wat ek begin te besef het, en ek weet nou dat die enigste manier vorentoe is met God. Amen. Vir jou en jou hele gesin. Vir almal, vir elke persoon op die aarde. En of wanneer ek bid net nie vir my nie, ek bid vir my hele familie. Dit is belangrik. Ek bid net, en soos ek altyd sê, die werkfamilie. En wanneer ek vra vir God om vir my veilig by die werk te bring, ek vra net vir my nie, ek vra vir baie mense. Almal wat werk toe gaan. Al ken ek jou nie. Jy het 'n familie wat jy voor moet sorg, en ek hoop dat eendag almal vir God sal aanbid. Maar ek hoop net dat almal veilig by die werk sal kan kom. En ek vra dit vir Jesus. Pieter, nou wil ek jou ander ding vra, ek weer praat ek uit ondervinding uit. Jy kon nie wag dat jou vrou vir jou kom kuier in die aand nie, of wanneer dit besoektyd was nie. Nee, ek het eintlik, omdat ek my selfoon saam met my gehad het, daar tye wanneer ek gebel het, wat is die tyd, is amper die tyd nou, hoekom is dit so hastig om huis toe te gaan, of net om hallo te sê, Ja, net om te praat, ek kon nie wag om my familie te sien nie. My kinders, my vrou, net om gesigte te sien wat jy herken, mense wat vir jou kom kuier, net om uit te sien hoe het gaan, en almal wat na my toe kom, het een ding van my gehoor. God is great. amen, amen. God is besig met my en ek luister. En God is besig om my sterker en beter te maak as wat ek eers gewees het. Hy is besig om 'n verandering te bring.
en ek is soos 'n klein kind wat wag vir hy om my geskenk om op te maak. Ek so sal ek sê, excited, sal ek maar sê, en dan vir wat is volgende? Ek kan nie wag nie, ek wil weet wat is volgende, Here? Wat gaan ons nou doen? Ek is so opgewonde en ek is dankbaar, ek is werklik dankbaar en baie opgewonde vir wat God in my lewe doen. Amen. En ek kan dit sien en ek is baie bly daarvoor. Sure. Pieter, en nou die laaste dingetjie, want ons tyd sien ek hardloop ook maar uit. en dit is, min mense besef, as jy op krikke is, hoe moeilik is dit, om dinge te doen. Ja. Jy leer 'n les, vertel 'n bietjie, wat het jy ervaar? Toe ek begin met die kerke, ek was eerst op die 2 kerke gewees en ek het gesukkel, nou hoe beweeg jy vorentoe en dit en dan moet jy 3 keer gee en dan is het maak jou eintlik baie moeg. En het vat 'n groot, soos hulle sal sê, tol op jou liggaam. En op die ou end het ek begin te vorder waar ek nou net met die 1 kerk loop om vir my, soos te sê, net te help loop en dit. Maar in die begin het ek begin verkeerde kant, toe sê hulle vir my, nee, jy gebruik die kerk op verkeerde kant. Dokter het vir my kant, teenoorgestelde, en hy het vir my gewys. So om op trappe te loop, jy moet leer hoe om dit te doen. Jy moet leer hoe om in en uit die kar te klim. Jy moet leer hoe om te gaan sit. En is nie maklik nie, is iets, en ek het vir God weer eens vir God gevra, asseblief, gee my net die wysheid. En die geduld, sodat ek weet dat wat ek moet ervaar en deur moet gaan, dit is u wil. Maar om met 'n kerk te loop is nie maklik nie. Dis wat ek kan sê, is 'n groot aanpassing. Daar is mense daar buite wat nie 'n keuse het nie, wat lewenslang met kerke moet loop en hy. En soos om ander gesê het, ek is meer dankbaar en meer, ook nie dankbaar, ek kan sê, ek het meer gevoelens teenoor sulke mense. En ek waardeer het eintlik meer vir mense wat na hulle kyk. Ja. Die mense wat uit hulle manier het gaan en hy, want ek weet Bonita het ook op 'n tydjie as 'n versorger gewerk en sy voel baie lief dat sy dit wil doen en hy. So ek hoop dat God saam met haar sal praat en dat sy weer die oproeping sal kry of die geleentheid sal kry om te doen wat sy baie lief voor is. Dis caregiver. Dis caregiver, ja. Ja. Dis 'n roeping. Jy weet, hulle sluit aan, hulle is deel van die mediese personeel. Weet jy, Pieter, ek weet, as jy so op die krikker, jy kan nie 'n koppie koffie gaan maak en gaan loop nie, jy moet hom daar gaan staan en drink. Nee, ja. dit laat ou net meer besef, hoe dankbaar moet ons wees, wat gesond is. En die blinde pastoor Willie Botha het jare terug, as ek sê jare terug, is dit seker 35 jaar terug, het hy 'n ding gesê. Is dit nooit vergeet nie. Hy het gesê, hy wil nie mense moet hom jammer kry oor sy blindheid nie. Hy sê, want daar is soveel mense wat innerlike gebreke het, wat jy nie met die oog kan sien nie, wat jy meer jammer moet kry as vir hom. En dit het my net laat besef, ons moet elke dag, soos jy nou gepraat het van, dankie sê vir die Here, Here, dankie dat ek kan sien, dankie dat ek kan hoor, dankie dat ek kan loop, dankie dat ek al my sintuie het, my bene, my voete het. En dit is so, ja, baie keer as jy, kan ek nie net hierdie been reg, ek sal nie vergeet nie, my vrou het my baie keer, en ek glo, sy het my maar vermaan op 'n manier, dat as ek het vir baie lank geloop met die heup wat gebreek was, wat hulle nie herstel het nie as gevolg van komplikasies. En dit het ek redelik mank geloop op daai stadium, dus die been bietjie korter gewees. En dan het ek altyd gesê, sê wees dankbaar jy daai been. Weet, nou vandag weet ek, Here, ons moet dankbaar wees vir alles wat ons het. Ja. Hierdie liggaam is net tydelik, maar die Here weet, ons is dankbaar teenoor God, dat ons
'n gesonde liggaam het en dat ons kan bly bid vir ander mense wat deur ongelukkig gaan het, deur siektes gaan en dat ons weet die groot geneesheer is daar. Pieter, baie dankie. Baie dankie vir die saamkuier. Ek waardeer dit so uit my hart uit. En ek wil vir u daar buite sê, ek gaan vir Pieter vra om vir ons af te sluit met 'n gebed nou, maar ek wil vir u sê, wees dankbaar vir wat jy het. Weet dat ons het net nodig om God te vertrou vir vandag. Want soos ek gesê het in die vorige episode, nie een van ons weet of ons môre nog hier gaan wees nie. Daarom sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie gee vir my die maand se brood nie, vandag. So, van my kant af wil ek vir u sê, tot 'n volgende keer, totsiens. Pieter gaan nou vir ons afsluit met 'n gebed. Baie dankie julle. Totsiens. Hemelse Vader, ek wil net dankie sê, Here, vir my ondervinding, wat ek deurgemaak het met my familie, en veral vir my familie. Maar ek wil eerstens dankie sê vir al die gebede. Daar is mense wat gebid het vir my en my familie, o Here. En ek wil net dankie sê vir al die gebede. Mense wat ek nie geken het nie, wat ek leer ken het, wat gebid het. Daar is bure in my straat wat gebid het vir my. Daar is pastore wat in die areas bly wat ook gebid het. En ek wil net dankie sê, o Here, want alles is moontlik, Here, deur U. En ek het dit kom leer ken. Ek het geweet dit is altyd moontlik, Here, maar ek het dit nooit ervaar nie. Maar U het my moontlik gemaak om het te ervaar. En ek is baie dankbaar, Here, dat U deur my werk en mense kan sien hoe goed God is, hoe magtig Hy is. Daar is net een God. En Here, die een ding wat ek altyd dankbaar voor is iemand het altyd vir my gesê, daar kan 10.000 voor jou staan, maar jy markeer net een, en dit is God. En die 10.000 sal nie voor jou kan staan nie. Dankie. Want God is magtig, en Hy sal vir jou oorwin. Dankie, Here. Dit is wat ek wil sê, en ek is baie dankbaar vir hom Andries, baie dankie aan Kruiskyk se mense, en baie dankie aan die kerk. Ek is baie dankbaar daarvoor, Here, in U magtige naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Sien van God.